Goeienaand Suid-Afrika, 14 April steeds en is 1900 Suid-Afrika tyd met die tyd van die berig. 3 punte. Eerste punt, dit gaan oor die Iran-oorlog. Eerste punt, mense vra, hoekom haal Amerika eenvoudig nie die regime uit Iran uit nie? En jy moet eers verstaan, dis glad nie so maklik nie. Onthou die regime wat Iran regeer, die radikale moslems, daar is nie net 20 of 30 of 100 van hulle nie. Daar is meer as 'n paar miljoen van hulle. So, nou nie almal van hulle regeer nie. Net die topstrukture, die mullahs, hulle regeer. Maar onthou, elke keer as jy een uithaal, dan stap hy volgende een van onderaf net in. Dit is so hulle doen. En daar's 'n paar miljoen van hulle in Iran. Hulle is nie net 'n klein gedeelte van die populasie nie. Hulle is 'n klein persentasie van die populasie, maar die populasie is oor die 90 miljoen Iraniërs. So as jy die regime wil verander, gaan jy meer as 1 miljoen mense moet doodmaak. En eerste plek, en in die tweede plek moet jy hulle gaan soek tussen die populasie. So dit is nie so eenvoudig om te sê, nee, haal net die regime uit nie. Wat jy kan doen, is elke keer as 'n nuwe ou se gesig gaan indruk en klap jy hom. Tot die wat baie laag af op die food chain is agterkom, maar ek wil nie geklap word as ek haar gesig wys nie, so ek wil nie my gesig gaan wys nie. So, daai is nie noodwendig 'n ding wat kan gebeur nie. Is daar 'n ander regime in charge? Ja, daar is, want die oorspronklike hardlyn Ayatollah en sy maatjies is almal gone. Nou kan die ander miskien 'n ander idee inbring, maar jy kan hulle onder druk sit soos nou met die ekonomiese druk dat hulle moet toelaat dat die res van die populasie ook deel is van die regering. En as dit lyk of jy jou eie populasie onderdruk na die tyd, dan klap jy hulle maar net weer. So, dis miskien die rigting waar dit gaan vorentoe. Dan het ek valsberigte gesien. Eerste ding wat iemand sê, okay, die blokkade van die vloot werk nie, want daar 'n Chinese skip deurgegaan. Ja, daai Chinese skip is op almal se TV-kanale. Al die westerse of die linkse media het dit lankal uitgesaai. Kyk, Trump se ding werk glad nie. Daar's klaar 'n Chinese skip deur. Hulle luister nie mooi nie. President Trump het baie duidelik gesê, geen skip wat van Iran afkom gaan deurgelaat word nie. Eerste plek. Tweede plek, soos ek in die ander berig vanoggend gemaak het, hulle gaan hulle toelaat as daar is, deur die stryd tot in die rigting van die Atlantiese Oseaan en hulle daar onderskep, want jy wil nie die stryd opblok nie. En in die derde plek, enige iemand wat besigheid met enige ander land in die Midde-Ooste in daai golf doen, sal deurgelaat word. Daai skip wat almal so praat van die Rich Story, hy het nie by Iran nie, hy kom uit van UAE se kant af. Hy's deurgelaat, want hy het nie by Iran olie gaan kry nie. So, maak nie saak wie se skip dit is nie. As hulle by die UAE en by allerlei ander Qatar, by daai Midde-Oosterse lande gaan olie koop, gaan hulle deurgelaat word. Dis die ding, hulle gaan net sluit die skepe wat by Iran olie kry. Hulle wil net Iran afsny, nie die res van die lande om die stryd te vermoes nie. So dis dit. En dan 'n laaste iemand vir my dag, wat baie funny was, iemand wat vir my kom vertel, daar's alreeds 30 Russiese vlootskepe binne in Hormuz, hulle gaan dit nou kom oopdruk, hulle gaan die Amerikaners uitdryf. 30 vlootskepe en 7 duikbote, nuclear submarines sê nogal, van Rusland, in die stryd om die Amerikaners uit te stoot. Ek sal nogal like as daar ons vir my wys waar het daar informasie gekry. Nou ek weet daar gaan mense wees wat dit glo, want hulle sien dit op die internet of hulle sien dit op social media, soos daar baie ander goed op social media as wat vals is. So die wat regtig wil weet, nee, daar is op die oomblik nie 'n enkele Russiese vlootskip binne in Hormuz wat try om die Amerikaners weg te druk nie. Hulle sal dit nie eers waag nie. Want dit gaan lei tot 'n baie grootskaalse oorlog wat onmiddellik gaan lei na 'n nuclear war toe. En dit weet Putin, hy sal dit nie try nie. So nee, daar is nie Russiese nie. Daar is ook nie Chinese skippe op pad soontoe nie. Chinese combat skepe op pad soontoe nie. Daar is ook nie van China af 'n oorlogverklaring in Amerika nie. So die wat dit gesien en gehoor het, is ook vals. Net so vir die wis nie onwis. Maar dan sê, dis wat ek het vir nou. Sien julle later, Morne Botha, Koppel TV se korrespondent uit Amerika uit.